Wonderlike Vader, wat 'n voorreg om op hierdie dag by mekaar te kan wees, soekend na U, wagtend op U, om saam U te kan wandel, om in die voetspore van ons Meester te poog volg. Heeltyd soekend, Vader, na hoekom nie? Wat is my tekortkominge? Hoe kan ek my denke vernuwe? Hoe kan ek deel word van U en U koninkryk? Daar waar U ons wel gebruik, halleluja, ons gee U alle eer, ons loof en prys U, want dit gaan oor U en nie oor ons nie. Daarom bring ons hierdie verrigting ook vandag voor U, ons vra dat U dit sal seën, dat U vereer en verheerlik sal word, dat U ons ore sal open om te hoor dit wat U wil sê, enige invloede van buite word gebind in Yeshua se naam. En ons dank U, Vader, dat U my stil maak, dat ek hoor wat U wil sê en spreek deur my. Ons dank U daarvoor. Ons gee U al die eer, Vader, in Yeshua se naam. Amen. Besny jou hart en wees stil. Dink jy dat dit nodig is en soms selfs noodsaaklik is om stil te wees in ons hemelse Vader se teenwoordigheid? Wat is 'n gesprek? Dis wanneer mense met mekaar gesels, die mondelinge uitruil van inligting, kommunikasie. So wat is dit wanneer jy en God praat? Dis 'n gesprek tussen jou en God, die uitruil van kommunikasie. Dis presies dieselfde verander. Wat is 'n twee-rigting gesprek? Daar is slegs twee partye betrokke, 'n spreker en 'n luisteraar wie se rolle gedurig wissel. Een moet stil wees terwyl die ander een praat, sodat dit die kommunikasie kan verbeter en misverstande uit die weg kan bring. Selfs as 10 ouens sit en praat, is dit nog steeds 'n twee-rigting gesprek. Terwyl die een praat, moet die ander stil bly. Wanneer hy klaar is, kan een van die ander praat. Dit bly 'n twee-rigting gesprek, al is dit 10 mense praat. Maar die belangrikheid is, jy moet stil bly en luister wat die persoon sê, anders kan jy nie hoor wat hy sê nie. En dit het ons al baie gesien, veral as jy sekere geestelike goed met mense deel, jy sien onmiddellik, dit gaan toe voor hom. Hy sluit hom af, hy luister nie 'n woord nie. Hy help dit nie, jy kommunikeer mee, hy het toegemaak. En dit kan so wees in 'n huishouding, kan so wees tussen man en vrou, werkgewer, werknemer, jou en God. As sekere goed wat hy vir jou wil sê, jy maak net toe, jy wil dit nie hoor. Want dit is vir jou ongemaklik, of dit pla jou, of jy verstaan dit nie. God voorsien dus in die mens se fisiese en sosiale behoeftes, en nie net dit nie, hy self word hulle metgesel. God praat met hulle, hy seën hulle, hy gee opdragte, en dit is 'n twee-rigting gesprek. Adam en Eva praat ook met God, en lewe in gemeenskap met hom. Dit wil voorkom asof Adam en Eva God se fisiese teenwoordigheid ook ervaar het, en moontlik self van aangesig tot aangesig met hom wandel in die tuin. Hulle hoor sy stem en hulle antwoord daarop. Hoe wonderlik intiem kan dit nie wees nie. En dis so 'n verhouding wat Vader met elkeen van ons het. Ons kies egter of ons dit neem of nie. Psalm 4 vers 4. Weet tog dat Jahwe vir hom 'n gunsgenoot afgesonder het. Jahwe hoor as ek hom aandink. Nou dit is die psalmskrywer se persoonlike verhouding met Vader. Dis hoekom julle baie keer gehoor het ek sê ek is sy bloei God. Ek is sy gunsgenoot. Hy hoor as ek met hom praat. En dis my openbaring. So kan elke een sy gunsgenoot wees. Hy wil hê elke een moet sy gunsgenoot wees. Want Dawid het dit geweet. Hy het dit gesien, hy het dit verstaan. Hy het dit verklaar en daarom was dit so. As jy dink God praat nie met my nie, hy doen, maar jy hoor dit nie, want jou emosies, jou denke beïnvloed jou, dan hoor jy nie. So dit is wat jy daarvan maak.
But now that Yahweh has separated a loving, committed one, dis die Engels, een wat God liefhet en een wat op God fokus, for himself, Yahweh hears when I call to him. So Yahweh het na my gekyk, hy het gesien ek is liefdevol en ek gee myself oor aan God in hierdie verhouding en daarom hoor hy as ek praat. Vers 5, sidder en moenie sondig nie, spreek in julle harte op julle bed en wees stil. Selah. Die stil wees is baie belangrik. Om stil te wees kan beteken om te swyg, of dit kan ook beteken dat jou emosies moet swyg en jy moet net wag. Soms kan ek stil wees en niks praat nie, maar my emosies is so besig dat ek ook nie God kan hoor. So jou emosies moet swyg. Wanneer ons emosies die oorhand kry, is dit moeilik om 'n suksesvolle twee-rigting gesprek te hê met God en met ander mense. So dan ook wanneer God met jou wil praat, so hoe kan ek dit hanteer? Hoe ervaar jy of wat kom in jou gedagtes op wanneer jy 'n emosionele blokkade het in die verhouding met God? Of met mense, maar ons praat nou meer met God. Jy voel God luister nie as ek roep nie. Hy luister nie as ek bid nie. Ek hoor hom nie, hy hoor my nie. God gee nie om oor my nie. God sal nooit dit van my vra nie. God sal my tog nooit stuur nie. Ek kan nie eens praat nie. God sal my nie gebruik om die dooies op te wek. Al daai goed is emosies wat keer jou verhouding met God. Hierdie is gevoelens wat elkeen van ons sekerlik ook al ervaar, want ons gaan daardeur. Die belangrikheid is ons moet dit oorkom. Ons moet oorwin. Ons moet weet wat God van jou sê en wat hy van jou dink en hoe lief hy jou het, sodat die emosies kan stil raak. Hoe jy dit egter gaan hanteer is of jy in jou hart besny is of nie. As jy in jou hart besny is, sal jy dit op 'n manier hanteer. As jou hart nog nie besny is nie, hanteer jy dit op 'n ander manier. So jy kan jouself toets en evalueer of jou hart al besny is of nie. Wie God is en wat hy doen, word nie deur ons emosies bepaal. Ons emosies beweeg hom nie. Ons emosies belemmer ons om te beweeg. Maar dit stop God nie, dit beweeg hom. Elohim is konstant, hy verander nie. Want hy is. Of ons hom nou sien, of jy hom ervaar, of jy hom hoor, of jy hom beleef, bepaal nie sy optrede. Hy is konstant, hy doen wat hy doen aan elkeen, of jy hom nou sien of nie, of jy hom nou hoor of nie. Jou optrede verskil, nie syne. Hy sal nog steeds met jou praat, of jy hom hoor of nie, of jy dink jy hoor hom. Hy sal jou nog steeds goed wys, al sê jy ek sien dit. Dit stop God nie om te wys nie. Dit stop jou om te sien. So jou emosies beïnvloed jou kant van die verhouding, nie God se kant. Hy hanteer almal altyd dieselfde. Baie belangrik om dit te weet. Want hy is ewe lief vir almal. Hy het een keer gesterf vir elke een van ons, op dieselfde manier, op dieselfde tyd, deur dieselfde drama gegaan vir elkeen van ons. Daarom het hy elkeen ewe lief. Gebruik dus die woord om met ons en ons emosies te praat. So wanneer daar 'n emosionele blokkade is, gaan na die skrif, gaan na die woord, kyk wat sê God. Nie wat jy beleef nie, nie wat jy ervaar nie, want dis emosies. Maar wat waar is, die woord.
Dit is dus belangrik dat ons in die woord geanker moet wees. Ons word nie weesagtig gelaat om deur ons emosies soos 'n golf rond te dobber. Die gees van die waarheid is dan ons in die waarheid te lei as ons hom toelaat. Die woord staan vas en jy kan kies hoe jy dit hanteer. Die woord is vir jou en vir my en die volgende persoon almal presies dieselfde. Ons het dieselfde woord. Hierdie inligting het ek afgetrek van die net af, so ek het dit nie verander of veralter nie, so ek lees dit net so, dis van Cornerstone Ministries. Ek het 'n bietjie gaan doen wat anders in gedagtegang is en rondom ook. When you feel overwhelmed or anxious, let truth speak peace in your soul. Do not be anxious about anything, but in everything, present your request to God. And the peace of God will guard your heart and your mind in Jesus Christ. Dit maak nie saak wat jou emosies is nie. Jy moet konstant met God praat. Philippians 4:6-7. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. That's the Messiah. Psalm 61 verse 2. When you feel uncertain or confused, let truth anchor you. God is not a God of confusion, but of peace. 1 Corinthians 14 verse 33. Trusting in your own mind is foolishness. As jy dinge deur jou eie verstand wil uitredeneer, it's foolishness. Ons kan nie by God se verstand kom. Hy's ver bo ons. Trusting in your own mind is foolishness. Walking in wisdom brings deliverance. Wat is wysheid? Die woorde wat God gespreek het. Proverbs 28 verse 26. When you feel spiritually stirred or emotionally moved, let truth help you discern what is from God. Want dan kan ons nie meer mooi sien en verstaan, is dit God, is dit nie God, is dit my hart, is dit die wêreld, wat is hier aan die gang? Gebruik die waarheid, die woord. Trust in the Lord, not your understanding. So al verstaan jy ding so, en is vir jou baie duidelik, maar die woord sê so, moenie jou verstand glo, glo die woord. Trust in the Lord, not your understanding. Proverbs 3 verse 5-6. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. When you feel rejected or abandoned, let truth remind you that you are never alone and always chosen. So maak nie saak die omstandighede nie, maak nie saak wat mense sê nie, maak nie saak wat jy voel of wat jy ervaar nie, weet jy is deur God geliefd, jy is deur God gekies, jy is nie abandoned or rejected. Jy voel dit is jou emosie, kry dit uit die pad uit en kyk wat die woord sê. The Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in spirit. Dis juist wanneer jy gebroke voel, eenkant voel, verwerpe voel, sê die woord God is daar. So hoekom laat jy toe dat daai negatiewe emosie of stemme van die duisternis vir jou lief? Die woord sê, the Lord is close to the broken-hearted and he save those who are crushed in spirit. Hy is daar, juis vir jou, vir daai rede. So as jy ander goed glo, dan glo jy jou mind. Jy glo jou emosies, en nie die waarheid nie. Kan ons verstaan wat dit beteken om die waarheid te glo, en nie jou eie verstand. Never will I leave you, never will I forsake you. Hebrews 13 verse 5. Hoekom is dit belangrik om nie toe te laat dat jou emosies jou lei nie? Want die hart kan bedrieglik wees.
Jeremia 17:9, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Spreuke 3:5, vertrou op Jahwe met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Wanneer jy na jou hart luister en jou emosies kry die oorhand, word die woord van God vir daardie aangeleentheid geïgnoreer. Wanneer jou emosies jou beheer, luister jy nie na die woord. Jy kan nie. Jy kan nie. Daarom moet jy die emosies sê, wees stil. God is waar. Jy sê dit nie vir my nie, die woord sê wat's waar. En jy glo die woord. Dis al hoe jy jou emosies kan oorkom. Daar's geen ander manier. Daar is nie. Anders kry jou emosies die oorhand en die woord van God word vir daardie aangeleentheid geïgnoreer. Verskonings word daar gebruik. Maar dit gaan nie werk nie. Ek kan nie nou daai ding doen. Dit werk nie so. Ek sien dit nie so nie. En so kry jy verskonings op verskonings om nie die woord te doen nie. Want dis die emosies, dis die vlees wat veg teen die gees. God se stem bring vrede oor ons as ons dit toelaat. Al verstaan ons nie, emosies kan ons heel deurmekaar maak, vrese inbring, onsekerhede, verwerping, ongeduld en so meer. En dit keer dat ons deur die vrug van die gees wandel. Vat net die vrug van die gees. Hoekom doen ons nie altyd die vrug van die gees? Hoekom is dit nie altyd lankmoedig nie? Praat myself. Want my emosies keer my. Dis net my emosies wat my keer om die vrug van die gees te volg, altyd te doen. Soos die emosies mos uit die pad is en ek wandel saam Vader, sal ek altyd die vrug van die gees dra. Dis logies. Emosies is vleeslik. En dis daai wat ons moet leer, veral die negatiewe emosies. Filippense 4:6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeekinge met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat julle verstand te bowe gaan. Ons verstand kan nie hierdie dinge verstaan en begryp nie. Wanneer jy toelaat dat God jou bedien en jou aanraak, sal die vrede van God, wat self jou verstand te bowe gaan, julle harte en julle sinne, jou denke, jou verstand bewaar in die Messias. So wanneer ons emosies uit die pad uit is en ons laat toe dat Vader ons bedien uit sy woord uit, sal dit ons verstand en ons hart so verander dat ons dit nie kan begryp, ons kan dit nie verstaan. Maar dis wie hy is, dis wat hy doen. Toets alle gedagtes of stemme om sodoende te bepaal wat sê God. Wat sê die bose en wat is jou eie emosies? 1 Johannes 4:1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, glo nie elke gedagte nie, glo nie elke stem nie. Maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Profete is sprekers, mense wat praat, en kan natuurlik individue wees wat praat, maar self die gedagtes wat opkom, die woorde, jou emosies profeteer tot jou. Hulle praat met jou, hulle spreek tot jou. En daar's baie valses wat hier rondom. Vals gedagtes, vals emosies. Is die stem, dit wat ek hoor, dit wat in my gedagtes opkom, is dit teenstrydig met die woord, of bevestig die woord hierdie stem, hierdie gedagte? En dis wat jy moet doen met elke gedagte. Sien ek daai gedagte in die woord, is dit waar? Dan is dit mos nou van God. Is daai gedagte teenstrydig? Soos die gedagte kom en sê, maar God hoor jou gebed nie. Waar pas jou? Die woord sê, bind hom onmiddellik. So ek hoor 'n stem, die stem sê vir my, God hoor jou. Ek bind hom onmiddellik. Dan gaan ek woord, dan het ons nou gelees, God hoor my, hy's by my, hy's saam my. So waartoe gaan daai gedagte nou? Na die put van die hel toe. Jy stuur hom weg, want dit is nie God nie.
En so moet jy elke stem, elke emosie, elke gedagte gevange neem. Selfs as jy 'n stem hoor, jy is pragtig, jy is kosbaar vir God, jy's bind hom. Jy sê ek vat hom na die woord toe. Die woord sê, jy is spesiaal. Ek het in jou moederskoot gevorm. Ek is lief vir jou. Ek het gesterf vir jou. En sê, wauw, ek vat het. Kom in my hart. Dis hoe sy moet werk. Elke emosie, elke gedagte, elke stem. Hebreërs 4:12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van die siel en die gees en die gewrig en die murg en is 'n beoordelaar van die oorlegging van die gedagtes van God. So die woord van God gebruik jy om elke gedagte te beoordeel, te evalueer. Is dit van God? Is dit nie van God? En dis 'n splitsekond. Dit vat nie 'n uur om 'n gedagte te evalueer nie. Dis 'n splitsekond. Jy moet net doelbewus daarop fokus om elke gedagte te voer en dan te vat of te verwerk. En dit gebeur net so. Net so volgende. Ons moet dit net doelbewus doen. Vernuwing van jou denke, jou verstand, jou gemoed is egter ook krities om in God te wees en saam God te wandel en om stil te wees oor God. Ek gaan dit wel net noem, want daar is sulke dinge wat soms die rondte doen. Om stil te wees oor God beteken nie, jy maak jou leeg nie. Jy maak jou nooit leeg nie. God sal uithaal wat moet uitgaan en vervang met wat moet vervang word. Maar sodra jy jou leeg maak, is daar 'n leemte vir enige ding te volg. Al wat jy doen is, jy bind die emosies, jy bind die gedagtes, jy evalueer dit aan die woord. En dan raak jou gemoed stiller en stiller. Ons het dit al 'n paar keer genoem, maar noem dit weer, kyk bietjie, as net 'n minuut. As jy 'n minuut kan stil sit voor God, sonder dat daar enige gedagte opkom, is jy menigte gelowig is. Voor mense kan dit doen. Dit kan dit doen. Hulle sukkel, hulle borstel, jy moet dit oefen, jy moet dit toets. Oefen, jy toets. Probeer dit bietjie weer. Dit gee aan jou die vermoë om lig en duisternis van mekaar te kan onderskei. Wanneer jou denke vernuwe is, jy weet wat die woord sê, jy weet wie jy is, jy weet wat jy doen dit daagliks, jy spreek dit in jou lewe, dan is dit makliker om die stem, die gedagte wat jy gevange neem te onderskei. En aan die kant toe te stuur of in jou hart te laat inkom. Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Jou denke, jou verstand moet verander word. Jy moet weet wie jy is in God. Jy moet weet wat hy van jou dink. Jy moet weet wat hy van jou sê. Jy moet weet wat die woord is. Jy moet daai goed weet, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. As ons denke nie vernuwe is nie, as ons hart nie besny is nie, kan ons nie bepaal wat reg en goed vir God. Ons emosies, die vlees blok ons. As jou verstand nie vernuwe word nie, hoe kan jy bepaal wat van God is? Hoe kan jy bepaal wat sy wil is in jou lewe? So hoe kan jy dan bepaal wat is die goeie en die welgevalle en die volmaakte wil van God? Daar lees ons in Romeine 12, eers moet jou verstand vernuwe word. Dan kan jy dit bepaal. En dit is tog logies. As jou hele uitkyk, jou verwysingsraamwerk is, maar jy's nie goed genoeg nie, jy gaan dit nooit maak nie, jy kon nêrens kom in die lewe nie, jou ouers het dit gesê, nie onderwysers, in die werkgewer, en almal sê, maar jy's eintlik maar net Jesus. Nou kom God en hy sê, gaan maak daai sieke gesond. Wat gaan jou gemoed onmiddellik vir jou sê? Dis nie God wat doen. Ek is niks werd nie. Ek kan dit nie. My pa het gesê, my ma het gesê, ouma en oupa het gesê, die onderwysers, ek kan dit nie. Dis nie ek nie. Dan los jy dit. Maar as jou verstand vernuwe is en jy weet wie jy is, dan bid jy nie net vir daai sieke nie, jy wil te veel bid.
in plaas van dat God sê wie moet bid. Het is belangrik dat ons denke daagliks vernuwe, want daagliks kry ons gedagtes. Of kry julle nie sulke goed? Daar's daagliks gedagtes, so daagliks moet jy jou denke vernuwe. 'n Voorbeeld, ek het dit probeer, en ek hoop die Gees sal ons help, sal ons lei om dit te probeer illustreer. Jy kry 'n droom, en in die droom word vir jou gesê, jy moet my Shabbat heilig. Dis jou droom. Goed, verder weet jy nou nie veel nie, die droom het jy gesien, jy het die woorde gehoor, jy moet my Shabbat heilig. So daarom die aanname, dis God wat met praat, want dis sy Shabbat. Nou, hoe hanteer ek dit hier vanaf? Ek vat 'n droom wat almal droom, dis dieselfde jy het 'n gedagte gekry, kom op dieselfde neer. Nou dink jy, want nou kom jou emosies in, onmiddellik. Wanneer jy dink, is dit emosies. Jy moet onmiddellik eers daai gedagte gevang neem, daai droom, maar ons los dit nou, ek verduidelik dit net hier soos ek dit uitgesit het. Nou dink jy, ek hou die Sondag, ek gaan kerk toe, ek werk nie op Sondag nie, net as dit dringend is. So ek dink is okay, nou wonder ek wat die droom eintlik beteken. So nou weet jy nie mooi wat die droom beteken nie, want volgens jou emosies hou jy Sondag, jy's happy. Jou Shabbat, wat's verkeerd? Nou gaan jy deel die droom wel met iemand wat binne jou stuur dit. Hoekom sal ek die droom kry as ek nou Shabbat het? Nou stuur dit jou. En die persoon vir wie jy dit sê, vir wie jy die droom deel, sê vir jou, ek het die woord gelees, en as ek die woord reg verstaan, is Shabbat Saterdag, nie Sondag nie. En nou is jou emosies juis deur mekaar. Hoe kan dit Sondag wees? Of nie Saterdag wees, en nie Sondag nie? Dis al 50 jaar wat ek dit so doen. My ouma het, my oupa het, en al die ander mense. Hoe kan ek verkeerd wees? Kan nie wees nie. Die dominee kan ons nie vir my lieg nie. Wat gaan nie aan? Jou emosies begin nou hierdie droom hanteer. Wat maak jy nou? Jy hoor hierdie stemme, jy hoor hierdie gedagtes, en 'n worsteling begin hier kom. Of party ons sê, nee man, jy's weer mekaar, ek is reg, na stop het. Maar as Vader wil, sal hy nog steeds prompt, want hy wil hê, jy moet sy Shabbat heilig. Maar hoe hanteer ek dit nou? As jy bly sê, maar ek is reg, hierdie ou is verkeerd, en die droom wil vir my iets anders sê, ek hou my Sondag Shabbat, dan is dit jou keuse. Dis jou keuse. Jou emosies het gekeer dat jy God se stem hoor. God het met jou gepraat in 'n droom en gepraat deur iemand. 2 keer en jy het gekies om hom nie te hoor nie. Dis jou keuse, dis jou emosies. Want nou sê ek verkeerd en sê nou die Shabbat bepaal of ek hemel toe gaan of nie. Nou is my ouma en oupa nie help, want hulle het dit Sondag gehou. Dis wat die bose vir jou sê, julle kry julle sulke gedagtes. Dis hoe die bose werk. So die vraag is, hoe hanteer jy dit? Die wat dood is saam dood. Jy kan niks doen. Hulle saligheid is klaar nie dom. Joune bepaal jou. Gaan dit daai kant toe, gaan dit daai kant toe. Jou verhouding met God, die mense wat klaar weg is weg. Los die dooies. Die dooies sal die dooies bevra. Los dit. Fokus op die lewe, nie die dood. So nou, wat maak ek nou met hierdie droom? 'n ander stem hoor nou, want jy's nou alleen, jy het met hierdie ou gepraat. Die ander stem sê vir jou, maar jou vriend het gesê dit is Saterdag. Jy's nie niemand Sondag. En jy sê nee, dit is Saterdag. Wat maak jy nou? Want dis gedagtes, dis stemme, dis jou emosies wat jy betrokke raak. Nou gaan maar ander stemme sê, maar nou gaan jy jou werk verloor, want jy mag nie op Saterdag werk. Wat maak jy nou? Jy het reeds hierdie werk waar jy Sondag af het, maar jy moet Saterdag werk. Nou kom maar vrees oor my. Want nou gaan ek my werk verloor. Hoe gaan ek vir my kinders sorg, vir my vrou? Wat gaan nou aan? Dit is die gedagtes wat jy kry. Dis jou emosies wat jy nou help om te bepaal as dit reg of verkeerd en wat jou keuse gaan wees. Dis jou emosies. En ons doen wat die woord sê, en hy sê, bind elke gedagte. Neem dit gevange. Onderwerp het aan die woord van God.
So nou kan jy sê, okay, dit raak nou te erg vir my, want ek is nie meer onder die wet. Nee, ek is nie meer onder die wet nie. Daai ou is verkeerd. Nee, kan nie wees. Ek gaan my werk verloor. Nee, ek is nie onder die wet nie. Nee, Sondag is goed. En dis jou emosies wat jy die keuse moet maak. En nie die waarheid nie. Nie die woord nie. Sien jy hoe maklik kan ons emosies toelaat om ons keuses te laat maak? En wat moet ons doen? Al wat jy moet doen is, wat sê die woord oor Shabbat? Hoe wil die woord hê moet ek Shabbat deurdag? Dan kyk ek, okay, dis nou Sondag, volgens my, maar hy sê ek mag nie werk nie. Hy sê ek mag nie kos maak nie. Hy sê ek mag nie koop en verkoop nie. Doen ek dit op Sondag? Ja of nee? As ek dit doen, dan oortree ek in elk geval die Shabbat. Al is dit op 'n verkeerde dag. Want die woord spesifiek sê nie vir ons vandag, is dit Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag of Sondag. As ons die woord ontleed en ons kyk na sekere verse, is dit duidelik dat dit op Saterdag. As jy dan verdere studies doen, kan jy ook bepaal, ons gaan nie nou daar nie. Die gedagtegang is, jy moet jou emosies uit die pad kry. Jy moet na die woord toe gaan en kyk wat die woord vir jou sê. So hoekom dink jy dat daar gelowiges is wat net glo? En dan doen hulle wat die woord sê. Hulle doen dit net. Hy hoef nie te top nie. Hy hoef nie te worstel nie. As hy hoor dis wat die woord sê, hy ervaar dis wat God sê, doen hy dit, klaar, dis vir hom tweede natuur, dis normaal. En dan is daar gelowiges wat al wil hulle dit doen, hulle kry dit nie reg nie. Dit voel hulle geloof is net nie daar omdat hulle inhaak en dit doen nie. Jy kry die een ou en vrou en dit doen ek, en die ander ou worstel drie met elke besluit. Dit kom by die besnydenis van ja. Dit kom by die besnydenis. Daar die dieper verbondsverhouding met God. Daar die liefde dat God is my alles. Is my alles. Sal sterf vir hom. Weet jy hoeveel gelowiges sê hulle sal sterf vir God? En dan hou hulle nie eers Shabbat nie. Hy sal nie sterf vir God nie. Dis jammer, as hy nie. As hy nie. Hy lieg vir homself, sy hart lieg vir hom. God moet jou alles wees. Jy moet besny wees in die hart. Daardie verbondsverhouding moet dan wees. Hy weet beter as ek. Hy is my God. Hy is my Vader. Hy is my alles. As hy sê, doen dit, gedoen jy dit en klaar. Hy weet die beste. Ek weet nie. Hy sê, klim nou in die kar, ry. Dan gaan 'n kar staan daar langs die pad. Dis 'n wit Volkswagen stop daar by die wit. Dan klim jy in jou kar, jy ry. En jy sal dit so kry. Die ander is dan sê, "Joe, ek het nou reg gehoor en nou verkeerd gehoor." Nou net dat ek verkeerd hoor, dan voel ek so saal. Die een is besny in sy hart, die een is nie. Dis jy eenvoudig soos dit. Die een doen wat God sê, en die ander een se emosies beheer hom, sodat hy nie doen wat God sê. Goed, hoe lyk jy volgens woord? So kom ons kyk of ek kan waar praat. Hoe lyk jy as jy in jou hart besny is? Deuteronomium 10:16. Besny dan die vooruit van julle hart en verhard julle nek nie verder. So as ek nie besny is in my hart nie, is my nek hard, is my verstand hard, is my denke hard, is my wil groter as God se wil. Jy verhard nie jou hart teenoor dit wat die woord sê wanneer jy nog nie saamstem nie. Met ander woorde, as jou nek verhard is, jy het nog nie daai oortuiging nie, jy sien dit nog nie so nie, want almal in die familie doen dit anders, dan is jou nek hard. Jy maak jou nek hard, want jy het dit nog nie daai oortuiging nie, ek is nog nie daar nie. Ek moet dit nog toets, ek moet dit nog deurwerk, en van jou vat dit al 10 jaar, die ander 2 dae, die ander 50 jaar. Jy is nie besny nie. Sodra jy besny is, weet jy die woord is waar. Dit wat God sê, sal dit doen, want dit staan so geskrywe. Klaar. Daar's nie stories van ek moet nog dink en ek moet dit uitwerk nie. Dis jou emosies wat na vore kom.
Ek sê nie hardloop met alles wat jy sien nie, wat ek sê is as die woord so sê, praat met Vader, kry die bevestiging en doen dit. Want ons kan ook skrif verkeerd verstaan. Baie moontlik, want dit is weer ons emosie, dis weer ons hart. Luister wat God sê. Doen wat die woord sê. Dis ouens wat besny is in hart. Hulle luister wat God sê, hulle doen wat die woord sê. Om te glo en te doen is vir hulle natuurlik. Dis amper, dis vir hulle moeilik om te dink, maar ek kan dit nie nou doen nie, ek gaan dit nie nou doen nie. En daarom baie keer oupies wat in die hart besny is, hardloop baie keer te vinnig. God sê doen dit, dan hardloop hy al. Hy het nog nie gehoor wanneer. So dis die nadeel ook daarvan. Jy weet wat God sê, jy het gehoor, jy seker niks van my stop nie. Dan gaan ons baie keer te vinnig. In plaas van net bietjie te wag, seker te maak van ons tyd en dan te hardloop. So hy het sy nadeel ook. Deuteronomium 30 vers 6. En Jahwe jou Elohim sal jou hart besny en die hart van jou nageslag om Jahwe jou Elohim lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel, dat jy kan lewe. So die wat van hulle hart besny is liewer vir God as vir sy werkgewer. As sy werkgewer sê jy moet Shabbat werk of jy verloor jou werk, hy is liewer vir God. Hy sê maar vat jou werk tata, kry iemand anders. Sien hoe so dit julle. Hy weet God sal vir hom sorg. Hy weet dit. So die wêreld gaan hom nie beïnvloed om van God afvallig te raak. Sal. Want hy is klaar besny in sy hart. Vir hom om dood te gaan is 'n wins. Hy wil net luister. Hy wil net luister. Terwyl hy op aarde is, sal hy goed te doen wat Vader wil hê hy moet doen, maar sy fokus is in hemel. Sy fokus is op 'n ander plek. Jou verstand, jou hart en jou emosies bepaal nie hoe jy God gehoorsaam nie. As jy besny is van jou hart, jou emosies sê jy bly stil en die pad uit. Vader sê loop nou hek toe. Daar's iemand wat verbygaan ry met die kar en jy moet hom stop. So jy moet nou loop. Dan sê jy, "O my rug is vandag so sneer. Ek weet nie of ek dit gaan maak nie." Jy begin dra. Jou rug sal regkom. Ons emosies keer ons om te doen wat God wil hê. Ons kan maklik verskonings uitdink om nie God se wil te doen. As verskonings om dit uit te doen, om dit te doen. En dis ons emosies dan. Dit is net ons, en ek praat myself nie hoor. Maar ek moet dit so stil. Myself, dit is net Vader wys my, en leer my, hy stap op pad met my. Goed. God is eerste in alles. Hy kom eerste, want het gaan alles oor hom. Die tydjie hier op aarde is net geleende tyd. Dit wat jy het is nie jou nie. Dit word aan jou toevertrou. En God gaan in elk geval vir jou vra, hoe kyk jy na dit op jou gee? Maar fokus op die dinge in die hemel. Jeremia 4 vers 10. Besny julle vir Jahwe en verwyder die onbesnydenheid van julle hart, manne van Juda en inwoners van Jerusalem, dat my grimmigheid nie soos vuur uitgaan en brand sonder dat iemand dit kan blus nie, weens die boosheid van jou handelinge. So hier sien ons, wanneer ons hart nie besny is nie, doen ons nie Vader se wil, ons volg nie sy woord nie, ons doen ons sonde, ons is vasgevang in sekere dinge, want ons emosies beïnvloed ons verhouding met Vader. Dan sê Vader, daar kan 'n tyd kom, dat my toorn oor jou kan kom, omdat jy nie jou hart besny nie. Omdat jy nog jou maniere wil doen, omdat jy nog jou lewe wil volg. Luister en doen dit wat God vir jou sê. Vernuwe jou verstand, jou denke, jou emosies daagliks. Want julle, dis werklik 'n ding wat ons keer. Wanneer jy 'n gedagte kry en dit bots met jou, neem jy dit gevange
Jy onderwerp dit aan die woord van God, jy kyk, is daar so 'n skrif, is dit wat Vader sê, is dit skriftuurlik, en dan vat jy daai gedagte, en jy sê, ek doen dit, my denke verander ek. Volgende keer as God weer vir my sê, ek moet hek toe gaan, dan loop ek voordat ek dink, want hy sê vir my, want in die woord staan dat ek sou stuur. Maar jou denke moet eers vernuwe word, want jou denke is nog, sal God my stuur? Wil hy my stuur? Nee man, ek het seker verkeerd gehoor, ek hoor hom nie lekker. Dis alles emosies. Jou verstand is nog nie vernuwe dat God my wil stuur en gaan stuur. Maar as jou denke vernuut is, as hy praat, dan gaan jy solank dit terwyl jy praat, sê jy Vader, hoe maak ek, wat wil jy moet doen? Op pad. Wat het Jakob gedoen? Ons sien oralste. Het Jakob 'n altaar gebou, het geoffer, het met Jahwe gepraat. Maar toe hy hoor Josef leef, het hy nie vir Vader gevra, mag ek trek nie. Hy het getrek. En op pad, toe sê hy vir Vader, mag ek maar gaan. So soms moet ons vinnig beweeg en op pad vra, soms nie. En dit is waar die onderskeiding van tyd inkom. Die is Saska in my tyd. Wat jy weet, moet ek hardloop of nie hardloop? Moet ek nou van dit waak? Moet ek eers stil wees en hoor wat Vader sê? Leef God se woord, doen wat in sy woord staan. Gee dit jou vrede, gee dit jou joy, gee dit jou hierdie wil vir lewe. Of, daar die skrif doen. Heerlik mag die kosman op jou wat, jou gaan ek dood van die môre. Hoe is jou hart hieroor? As jou hart swaar is jou hart nog nie besny nie. God se woord is 'n joy. Dis lewe, dis vrede, dis vreugde, dis blydskap, dis wie hy is. Dis wie hy is. Die ander goed wat ons te neerdruk en daai goed, dit is die emosies, dis die gedagtes, dis die stemme wat ons pad uitkom. Want ons doen hierdie dinge omdat ons God liefhet en sodat ons kan lewe en nie sterwe. Aba Vader, ons dankie vir hierdie woord en ek dankie dat U met myself voorpraat en ons vra dat elke een van hierdie woorde gevange geneem word, onderwerp word aan U woord, om te toets, is dit waar, is dit nie waar nie. En dit wat waar is, Vader, weks eers skryf dit op hart. Skryf dit op hart. Dat ek dit kan begin doen, kan begin lewe, dat ons kan begin shama, selfs dat die natuur kan begin sien, like die seuns en die dogters. Ons dankie daarvoor. En daar waar nog emosies is, want ons is vleeslike wesens, vra ons help ons om dit te bestuur. Help ons om in liefde daaroor te heers, sodat U vereer en verheerlik kan word. Vader, ons gee U alle eer in Jesús se naam. Amen. Goed.